Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Geen my die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir elkeen van u wat ons Seemans organisasie vir ons insameling bygewoon het en geondersteun het. Dankie vir elkeen wat iets bygedra het, of jy nou gebreide items vir hulle gegee het, of jy 'n kollekte ingegee het, of jy gehelp het met die verversings, of selfs net dit bygewoon het. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie dat julle van hierdie geleentheid 'n sukses gemaak het. Dan wil ons ook baie dankie sê vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun, wat 'n dankoffer ingooi in die kollektesakkie of selfs 'n ietsie vir ons inbetaal in die kerk se bankrekening. Sonder julle kan ons nie voortgaan met die bedieningswerk nie. En daarom wil ons julle net versoek om asseblief in die verwysing te sit, of dit vir jou 10de maand dankie vir die geloofsoffer of vir die koskas is, sodat ons weet waarvoor om die geld te gebruik. Dan wil ek graag die voorbereidingslys ook met julle deel. Ons vra nog steeds voorbereiding vir oom Flip Blessing en sy gesondheid, vir David Snyman se ma asook sy vrou Lientjie vir hulle gesondheid, en dan dink ons aan Tannie Gerda Bewe en Johan Kritsener asook Elise Leroux wat onder operasie was en wat herstel na hulle operasies. So ons vra dat u in u gebede aan hierdie individue sal dink. Indien daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sal sluit en dat ons so saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie dat ons weer op hierdie platform by mekaar kan kom. Dankie dat ons na U woord kan luister. Dankie dat ons 'n behoefte in ons harte het om U beter te leer ken, om nader aan U te beweeg en om ons verhouding met U te versterk. En ons vra dat dit ook sal plaasvind vandag, dat ons regtig dit sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. Dat ons by U voete sal kom sit en dat ons U stem duidelik sal hoor en dat U ons sal kom verander, dat ons nader aan U sal beweeg en dat ons as individue vandag dit sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. Dankie vir hierdie platform wat dit vir ons moontlik maak. Dankie dat ons 'n paar oomblikke uit ons dag kan neem om by U voete te sit. Ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor. En daarom vra ons nou, spreek Here, ons as U kinders luister. Amen. Geliefdes, nou ja, ons is besig met Genesis en ons gaan aan, ons het laasweek by Josef stilgestaan en ons gaan vandag so 'n bietjie verder met Josef, so ons gaan saam lees uit Genesis 39 uit en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 23. Nou dis 'n baie bekende gedeelte en ek is seker daarvan u het al 'n hele paar preke hieroor gehoor, maar dit is tog belangrik dat ons by hierdie moment in Josef se lewe sal stil staan. Genesis 39 vers 1 sê, Josef is na Egipte toegebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toegevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris, gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand in hierdie huis wat meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig.
Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, "Kom lê by my." Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van die huis en sê vir hulle, "Kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap. Maar toe ek hard begin skree en hy hoor hoe hard ek aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos." Sy het die stuk klere by haar gehou tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, "Die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos." Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Nou geliefdes, ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, wanneer ons na die lewe van Josef kyk, ek onthou toe ek 'n jong dogter was, het dit vir my altyd gelyk na 'n wonderlike lewe. Ons fokus dikwels op die morele suksesverhaal van hierdie jong man, op die mooi kleed wat hy gehad het, die kleurvolle jas wat hy gedra het. Maar ons haal selde enige teologiese aspekte daaruit. Ons lees van hierdie jong man wat suksesvol was, wat eers 'n slaaf was en in 'n put gegooi was, en wat dan op die einde van die dag 'n magtige magshebber geword het en in beheer was van Egipte, wat die held op die einde van die dag geword het. Maar ons fokus op Josef die hele tyd en ons vergeet dat hierdie verhaal nie eintlik oor Josef gaan nie. Dit gaan eintlik oor God. God se soewereiniteit en God se getrouheid. In Genesis 39 skuif die toneel van die beloofde land na die sekulêre, heidense magsentrum van Egipte. Josef is gestroop van sy familie, sy kultuur, sy vryheid en sy klere. Hy is as slaaf, as 'n besitting verkoop. En tog leer hierdie hoofstuk ons 'n diep teologiese waarheid. En dit is dat God is nie plaaslik gebonde nie. God is nie net 'n God van die altare van Abraham en Isak in Kanaan nie. Hy is ook die God van die markplein in Egipte. En vandag gaan ons kyk hoe God vir Josef roep sonder enige woorde, hoe hy hom gebruik in sy alledaagse lewe en hoe Josef se dade getuig van 'n diep transformerende geloof. Ons gaan na hierdie 3 spesifieke dimensies van God se werk in Josef se lewe kyk. En ons gaan vir onsself afvra, wat beteken dit vir my en jou lewe vir vandag? Die eerste een waarby ek wil stil staan, is die feit dat God vir Josef op 'n baie unieke manier roep. As ons na die Bybelse tyd gaan kyk, dan sal ons sien dat God baie keer of dikwels mense roep met 'n hoorbare stem. Dink 'n bietjie aan Moses, wat die brandende braambos gehad het en die stem wat uit die bos uitgekom het. Dink aan Samuel wat in die tempel gelê het en God wat met 'n hoorbare stem met hom gepraat het. Dink aan die drome en die visioene wat die profete ontvang het en hoe die profete God se woord moes oordra aan die volk. Maar kyk ons na Josef se verhaal.
sy hele geskiedenis in Egipte, dan hoor hy nie een keer God se stem nie. God praat nie direk met Josef nie. Hier in hoofstuk 39 tref ons nie eers een droom aan nie. So hy praat nie eers met hom uit 'n droom nie. Nee, hy hoor glad nie God se stem nie. En dan kan ons die vraag vra, maar hoe weet Josef dat God hom roep, dat God hom wil gebruik? En dan is die antwoord dat dit gebeur deur God se soewereine voorsienigheid. Die teologiese werklikheid is dat God Josef na Egipte gestuur het. Net soos wat hy elkeen van ons stuur na die wêreld toe. So het hy vir Josef gestuur na Egipte toe. En Josef besef dit ook self wanneer hy later in Genesis 45 vers 8 ook so bely. Sy roeping was nie 'n uitnodiging na 'n glansryke bediening nie. Sy roeping was om 'n slaaf te wees in die huis van Potifar. Geliefdes, en dalk moet ek en jy dit vandag hoor. Dalk moet ons hierdie waarheid hoor en 'n deel maak van ons lewe. Want baie mense sit en wag vir hierdie groot openbaring of hierdie bonatuurlike teken of hierdie duidelike stem wat met hulle moet praat, wat vir hulle moet sê wat moet hulle nou volgende vir God doen of waar moet hulle nou volgende betrokke raak. Ons dink eers dat ons geroepe is om vir God te werk wanneer ek en jy voltyds vir die kerk begin werk, of wanneer alles wat ons vir God doen perfek uitloop en in plek val en gebeur soos wat ons dink dit moet gebeur. In Josef se verhaal kom leer ons dat dit nie altyd die geval is nie. Dat God oralste aan die werk is en dat hy ons orals wil gebruik en dat hy van my en jou verwag om getrou en diensbaar te wees, selfs in die klein dingetjies. Kom ek noem 'n paar voorbeelde om dit te verduidelik. Jy is dalk iemand wat in die sekulêre korporatiewe omgewing werk, waar God se naam nooit genoem word nie. En dan moet jy God so uitleef dat jy nie sy naam hoef te noem nie. Jy is dalk 'n ma wat dag na dag moet omsien na 'n siek kind in isolasie. En dan verwag God van jou om dit na die beste van jou vermoë te doen en om hom te verteenwoordig in daardie siek kind se lewe. Jy is dalk 'n bejaarde wat moet omsien na jou eggenoot wat Alzheimer het. En dan verwag God van jou om dit op die mees liefdevolste manier wat jy dit kan doen, te doen en om hom te verteenwoordig in daardie individu se lewe, om sy liefde en sy omgee en sy hart met hulle te deel en om dit te onthou wat hulle nie kan onthou nie. Jy is dalk die oudste van al die kinders en dis dalk jou verantwoordelikheid om in die middag na die kinders te kyk omdat ma en pa albei werk en dit nie anders kan nie. Dan is dit jou verantwoordelikheid om die beste ousus of ouboet te wees en die regte voorbeeld vir die jonger kinders te stel. Ongeag of die situasie vir jou moeilik is of nie. Want baie keer is ons omstandighede moeilik, maar dan vra God vir ons om in hierdie moeilike omstandighede hom te verteenwoordig, want hy het ons juis dan geroep vir daardie omstandighede. Dis juis jou Potifar huis, jou skool, jou fabriek, jou kantoor of selfs die aftreeoord kan daardie huis wees waar jy geplaas is. 'n Plek waar jy God moet dien tot die beste van jou vermoë. Want God roep jou nie uit jou realiteit uit nie. Nee, hy gebruik jou en roep jou juis in jou realiteit. En dit bring my by die tweede punt. En die tweede punt waarby ek wil stil staan is die paradoks wat ons in Genesis 39 aantref in vers 2 en 3. Daar staan, en die Here was by Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En sy heer, dis nou Potifar, het gesien dat die Here met hom was. Geliefdes, Josef is 'n slaaf, die laagste rang in die samelewing, en tog word hy voorspoedig genoem.
Waarom? Omdat Bybelse voorspoed nie die afwesigheid van probleme is nie, maar wel die teenwoordigheid van God. En dit lyk anderste as die wêreld se voorspoed. In die wêreld se oë sou Josef glad nie voorspoedig gewees het nie. In die wêreld se oë sou hy 'n niks werd, 'n slaaf gewees het. Maar in God se oë en selfs in Potifar se oë was hy voorspoedig, was hy suksesvol, want in God se oë is sukses iets anders as in die wêreld se oë. God gebruik Josef om Potifar se hele huis te seën. Die teks sê Potifar het gesien dat die Here by Josef is. Hy het dit gesien. 'n Man wat in afgode glo, wat die Here nie ken nie, het gesien dat die Here by Josef is. Hoe het hy dit gesien? Hy het dit gesien in Josef se uitnemendheid, in sy fliksheid, in sy akkuraatheid en in sy integriteit. God het vir Josef gebruik om in die alledaagse lewe 'n verskil te maak. Josef het nie preke geskryf en dit in Egipte gepreek nie. Nee, Josef moes Potifar se boeke doen. Hy was in beheer van die landbou en moes die landbou bestuur. Hy het die huishouding georganiseer. Die alledaagse, sekulêre werk van Josef het die kanaal geword waardeur God se genade vir hierdie heidense gesin oopgegaan het. Geliefdes, hieruit moet ek en jy leer dat ons in die alledaagse getrou en betroubaar moet wees. Ons skei dikwels ons geloofslewe, ons sosiale lewe en ons werkslewe van mekaar. By die kerk tree ons op een manier op, by die werk tree ons op 'n ander manier op en tussen ons vriende en familie het ons nog 'n masker wat ons opsit. En God kom sê vir ons, dis onaanvaarbaar. Die persoon wat ek by die kerk is die persoon wat ek by die werk moet wees. Dis die persoon wat ek tussen my familie en vriende moet wees. Ek kan nie my lewe in kompartemente opdeel nie. Oralste moet my geloof sigbaar wees, in my werksomstandighede, in die besluite wat ek moet neem, in die rol wat ek moet speel, in die keuses wat ek maak, moet dit sigbaar wees vir alle mense. Kom ek noem weer 'n hele paar voorbeelde. 'n Werkstuigkundige wat motors op 'n absolute eerlike manier herstel. 'n Onderwyser wat met deernis agtergeblewe kinders help. 'n Jong mens wat op die sportveld hulle geloof uitleef, deur nie vuil te speel of om die reëls te buig om verder te kom nie. 'n Bejaarde wat daagliks oral waar hulle beweeg, omgee vir die mense in die oord, met deernis na hulle sit en luister, hulle verhale van pyn, eensaamheid en seer. Mense wat in die winkelsentrum God se liefde deel met elkeen wat verby hulle stap. Deur 'n kyk van omgee, 'n glimlag van bemoediging, deur getrou te wees in die alledaagse klein dingetjies, deur 'n verskil te maak. Wat sien mense as hulle na my en jou optrede kyk? Wat hoor hulle wanneer hulle na ons woorde luister? Wanneer jy jou daaglikse werk of jou dagtaak met uitnemendheid doen, word jy 'n instrument in God se hand. Mense buite die kerk gaan nie altyd jou teologiese boeke, jou dagstukkie boeke of selfs jou Bybel lees nie, maar hulle gaan jou werksetiek lees. Hulle gaan jou manier van leef lees. Dink 'n bietjie na oor hoe jy dinge doen. Die dinge wat jy by jou werk doen, of die dinge wat jy by die skool doen, of in jou sosiale lewe. Doen jy net wat van jou verwag word? Of stap jy die ekstra myl? Doen jy jou beste en gee 'n bietjie meer? Geliefdes, hierdie is vir my
regtig hartseer, want as ek na mense se werksetiek kyk, veral in vandag se lewe, dan doen hulle net wat nodig is. Dalk nie eers dit nie. Hulle sit rond by die werk en doen niks nie, neem foto's of vat 20 kere 'n smoke break of sit en slaap agter die rekenaar of doen net wat nodig is sodat hulle nie in die moeilikheid moet kom nie. Dis nie hoe ek grootgemaak is nie, dis nie hoe ek geleer is nie. Ek is geleer, jy's trots op jou werk, jy doen alles na die beste van jou vermoë. Iets is of reg of verkeerd, daar's nie 'n grys middeweg nie. En ek weet, baie ander mense is ook soos ek grootgemaak, maar dis asof dit nie meer vir hulle saak maak nie. Daai my allerbeste vir die allerhoogste geld nie by hulle nie, want hulle doen net genoeg om hulle salaris te verdien. Hulle het geen trots in hulle werk nie. En daarom moet ons vir onsself vra, leef ons werklik soos wat God wil hê ons moet leef? En nou kan jy vir my sê, ek werk nie meer nie, ek swat nie meer nie, so wat nou? Dit geld ook vir ons geloofslewe. Skiet ek net vinnig 'n gebedjie op om te sê ek het gebid. Lees ek net gou-gou 'n versie of 2 uit die Bybel uit. Doen ek net vinnig 'n Bybelstudie of 'n dagstukkie om God tevrede te stel. Ek het ten minste iets gedoen. Of gee ek my allerbeste vir die allerhoogste? Ek wil afsluit met die derde punt. En die derde punt wat ek wil maak is dat geloof nie net 'n verstandelike instemming tot die waarheid is nie. Geloof is 'n gehoorsame daad. Dit word nêrens duideliker as in Josef se ontmoeting met Potifar se vrou nie. Sy probeer hom daagliks verlei. Josef was 'n jong man gewees, hy was eensaam, ver van die huis af en niemand sou uitgevind het as hy wel oortree het nie. En hy kon geredeneer het dat God hom in elk geval vergeet het. Dat God nie aan hom gedink het hier waar hy in hierdie ver land sit nie. Dat God toegelaat het dat hy as 'n slaaf verkoop word en daarom kan hy dit nou maar doen. Maar Josef se geloof getuig deur sy dade. Want hy sê nie dat hy bang is dat Potifar daarvan te hore sou kom of dat Potifar hom sou uitvang nie. Nee, hy sê daar, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en teen God sondig? Dis wat vir hom belangrik was. Vir Josef was God nie 'n abstrakte idee in Kanaan nie. God was 'n lewende teenwoordigheid in sy lewe. In Egipte, in daardie huis. Sy geloof het hom die krag gegee om sy klere agter te laat en weg te hardloop. Hy het gekies om sy vryheid te verloor, eerder as om sy reinheid voor God te verloor. En selfs toe hierdie dade van geloof hom in die tronk laat beland het, lees ons weer die goue draad raak. Maar die Here was by Josef. Geliefdes, vandag moet ons hierdie les by Josef leer. Ons kan nie kompromieë met die wêreld sluit nie. En ons kan nie in dieselfde asem dan sê, ons is 'n kind van God en ons dien God nie. Ons leef in 'n wêreld wat gekenmerk word deur kompromieë sluit. Die kultuur sê, ag almal doen dit, so hoekom nie ons nie. Solank ek en jy net nie uitgevang word nie. Jy moet na jouself kyk. Dit geld vir elke terrein van die lewe. Vir die korrupsie in die besigheidswêreld, vir die ontrouheid in huwelike en die morele kompromieë op sosiale media. Kom ek noem weer 'n paar voorbeelde. Dit is om 'n besigheidspersoon te wees wat weier om omkoopgeld te betaal om 'n groot kontrak te kry. Selfs al beteken dit dat jou besigheid finansiëel gaan swaar kry. Dit is om 'n standpunt in te neem wanneer jy 'n spoedboete kry en nie omkoopgeld te betaal nie, maar eerder die gevolge te dra.
Dis om as jong mens te weier om saam met die kinders op skool te skinder oor onderwysers, selfs al beteken dit jy's nie meer in die ingroep nie. Dieselfde geld vir julle as bejaardes, wanneer julle saam kuier en tee drink of selfs naaldwerk doen. Dit word of vinnig 'n kinderpartytjie, of dit bly 'n omgee geleentheid. Die lyn is baie fyn, wat die twee van mekaar skei. Dis om te dink, hoe sou God wou gehad het? Ek moes optree. Josef se lewe wys vir ons dat geloof beteken om die prys van gehoorsaamheid te betaal. Soms lei getrouheid aan God nie onmiddellik na promosie nie, maar na die tronk van verwerping en verlies. Maar dit is beter om in die tronk te sit met God aan jou kant as in 'n paleis van kompromie sonder hom. Geliefdes, God was besig om Josef te roep, te gebruik, te vorm. Nie net vir daardie oomblik nie, maar vir die redding van die bekende wêreld destyds. Hy het hom geroep om 'n wêreld te red van toekomstige hongersnood. Die beproewing wat hy in Potifar se huis gehad het, was 'n skool waardeur die Heilige Gees hom gevat het, sodat hy moes leer hoe om te regeer. Eerstens moes hy regeer oor sy eie begeertes. Dan moes hy leer hoe om te regeer oor 'n huishouding, oor 'n landboubedryf. En toe moes hy leer hoe om in die tronk te regeer. En daarna oor Egipte. God se hand is dikwels die duidelikste sigbaar wanneer hy op die agtergrond werk. So as jy vandag in 'n seisoen is waar jy voel dat jy onregverdig behandel word, waar jou getrouheid vir jou meer moeilikheid inbring as voorspoed, hou vas aan die teologie van Genesis 39. En onthou, God het jou nie vergeet nie. Jou dade van geloof vandag is besig om jou storie te skryf wat groter is as wat jy nou kan sien. So bly getrou in die klein dingetjies. Hardloop weg van die sonde af en vertrou in die onsigbare hand van God wat saam met jou die pad stap. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons gehoor het dat U by ons is. Net soos wat U by Josef was. Vader, ek is seker daarvan dat hy dit nie altyd gevoel het nie, dat hy dit nie altyd beleef het nie. Veral nie wanneer hy deur moeilike tye moes gaan nie. Wanneer hy verlei is, of wanneer hy in die tronk beland het, of wanneer hy skuldig bevind is aan iets wat hy nie gedoen het nie. Maar dankie dat hy eintyd aan U vasgehou het, dat hy gehoorsaam was en dat hy vir ons die voorbeeld kom stel. Sodat ons weet dat ons dit ook kan doen as ons aan U vashou, as ons in U voetspore volg, as ons aan U gehoorsaam is. Want Vader, die wêreld daar buite verwag van ons om kompromieë te sluit, verwag van ons om soos hulle te leef. En ons kry nie altyd gunstige reaksies wanneer ons hulle teëgaan nie. Vader, ons word verwerp, ons word eenkant toe geskuif, partykeer van ons geloof, omdat ons opstaan in wat ons glo en wat ons voel reg is, volgens U wil. En Vader, help ons om ten spyte daarvan sterk te staan en vas te hou aan U. Ag Vader, en baie keer vat dit aan ons sak, baie keer vat dit aan ons lewens, en baie keer verloor ons in die proses. Maar dankie dat ons nooit verloor as dit by U kom nie. En dat ons laasweek ook gehoor het dat U vir ons alles ten goeie sal laat meewerk. En help ons om daaraan vas te hou. Maar Vader, help ons ook om 'n goeie werksetiek te hê. Vader, dat alles wat ons doen, of dit nou in ons werksomstandighede, of by die skool, of in ons sosiale lewe, of in ons geloofslewe is, dat ons alles sal doen tot die beste van ons vermoë. Dat ons nie sal lei wegsteek nie, dat ons nie dinge sal aframmel nie, dat ons nie tyd sal vermors nie, maar dat ons aan die einde van die dag kan sê,
Ons het dit aan die beste vir ons vermoë gedoen. En ons het dit tot eer van God gedoen. Vader, ons leef in 'n wêreld wat juis nie 'n goeie etiek het nie. En daarom kom vra ons vir U dat ons sal verskil van die wêreld. Dat ons werksetiek sal getuig dat U die lewende God is. Ag Vader, maar ook dat ons doen en ons late sal getuig dat ons gehoorsaam is aan U. Dat ons getrou sal wees in die klein dingetjies wat ons doen. En dat mense sal sien dat ons geroep is om U kind te wees. Dat ons 'n gestuurde is na die wêreld toe, daar waar ons leef en werk. Vader, dat U ons in ons omstandighede wil gebruik en help ons om bruikbaar te wees. Vir ons as individue, maar ook vir ons as gemeente, dat ons in hierdie gemeenskap 'n verskil sal maak. Vader, ons kom bid ook vir almal wat siek is. Ons dra hulle in U op, ons bid vir die wat onder operasie was, ons vra dat U hulle sal help met hulle herstelproses. Ons kom dink aan die wat deur 'n moeilike tyd gaan, emosioneel, finansiëel of geestelik. En ons vra dat U ook by hulle sal stil staan, dat U hulle sal aanraak. Dankie dat ons hierdie gebed mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, U die oorsprong van alle lewe, die bron van liefde. Wees voor ons en lei ons. Wees agter ons en beskerm ons. Wees naas ons en begelei ons. Wees tussen ons en verbind ons. Wees onder ons en vervul ons. Wees oor ons en seën ons. Mag God die Vader, die Seun en die Heilige Gees U seën tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.